Wanneer was dit nou? Dit was tydens ons verhouding. Okay. So dis hoe Ja, die tension was ja, maar dit is soos dit is daai atmosfeer is intens. En ek dink dit add alles op tot die weight wat julle albei dra en daai weight is te swaar, man. Ja. So toe na uiteraard toe sê ons toe so een aand. Toe sê ek, weet jy wat, ek is gat vir ons. Sy stem toe in, sy sê ook ek is gat. So ek wel, let's call it quits. En ek sê toe vir haar, ek sal môre my goed kom haal. Ja. Anyway, ek het toe my goed gevat. Ek sukkel om my kind te sien vir die eerste ruk. Tot in die bek en syne wat sy hom geraak het. Ja. Die meer gemeen geraak met mekaar of civil, as ek het so kan stel. Ja. En toe het goed gegaan. Kom ons sê co-parenting gewees, sorry. Yes, cool. Vir so jaar en jaar, so jaar omtrent. En Julle, goeiemôre, welkom by die Hansman Show. Dis lekker vroegoggend, dinsdagoggend hierso by ons. Ek wil julle net welkom heet, man. Ek is Adrian, ek is die gasheer van die Hansman Show en die show bestaan primêr vir mans om hulle te bemoedig om weer hulle rolle op te neem as mans in die samelewing as mans soos wat God dit bedoel het om te wees. Maar ons besef ook, ons het amper 50% van ons kykers is vrouens. So julle is ook welkom en ons is besig om die bediening te shift om meer vrouens te onderhoud ook. So almal is welkom. Niemand is uitgelaat nie. Dis vir mans en vir vrouens en almal kan leer uit hierdie stories uit. En ja, julle weet ons is 'n bediening. As julle wil ondersteun, gaan ek alles vir julle ondersit in die description. Julle is welkom om so te doen en dan terwyl julle nou hier is, asseblief like, comment, subscribe en doen al daai dinge. Laat weet ons asseblief as julle nie saam met iets stem nie of as julle saam met iets stem of wat vir julle uitstaan, dit maak nie saak nie of dit nou positief of negatiewe kommentaar is. Ons wil alles vat en ons wil die show beter maak. Dis waaroor dit vir ons gaan. Maar ja, kom ons kom in die show. Vanoggend het ek ou pel, baie lank terug pel. Ek kan seker nie sê ou pel nie want hy's nie oud nie, maar julle verstaan wat ek bedoel. Hy was saam met my op skool, so 'n paar jaar jonger as ek en ek ken vir Alain nou al jy's mens seker van die laerskool af. Ons was saam in die laerskool. Ja. So dit is 'n goeie 27 omtrent jaar daar. Ja, exactly. So Alain Olivier, julle? Welkom buddy. Baie dankie. Kom jy hier te? Lekker om jy hier te hê. Ja. Ek was saam met Alain op skool, maar ek was direk saam met sy sussie op skool. Sy was in my jaar, hy was 'n paar jaar jonger en dan sy ouer broer Dwayne was ook saam met ons. So ek ken hulle al drie baie goed. En Alain, welkom en toe gee vir ons 'n bietjie agtergrond en wie jy is, wat jy doen, waar kom jy vandaan en dan sal ons in jou storie inspring. Ja. Okay, so my naam is Alain Olivier. Ek dink die vraag van wie jy is nie gebaseer op wat jy deur is nie, maar as karakter. Maar ek kan sê my karakter is volmaak deur my dogter, so ek is 'n pa van 'n dogtertjie, Alara, beautifulste dogtertjie onder die son. En ek weet nie wat ek gedoen het om haar te ontvang, maar ek is geseën. Yes. Anders as dit, ek probeer altyd opstaan vir mense, selfs wat jy doen, deur om broederskap te vorm en ja, net daar te wees vir mense. Ek op die einde van die dag is ek 'n bietjie van 'n empath. Jy weet, as dit so kan jy gee dalk te veel om. Ek hoor ja. En so ook kan word jy betrek by goeders wat jy nie eintlik wil hê nie. Maar in die geval, so dis feitelik dit ek 'n goeie pa, ek staan op vir mense. Ek probeer die woord van die Here versprei, alhoewel ek nog steeds swak is. Ek meen elke dag moet ons nog maar net vra vir sy vergifnis. Yes. Want ek is self 'n sondaar en soos jy my verlede ken, groot sondaar gewees. Maar probeer nou die pad regstap en ek probeer to be honest, ek wou uit Suid-Afrika uit 'n paar jaar terug gegaan het. Ja. Maar die Here het my gehou. Ek het gebly in Amerika vir 'n rukkie. Ja. Maar hy het my teruggeroep. Ek het 2 keer so toe gaan om daar te probeer bly. Yes. En
ek voel ek het 'n groter wat so nood in Roeping. Suid-Afrika, Ja. roeping in Suid-Afrika. Yes. En hy het my hierso gehou, so uiteraard begin ek bietjie opstaan vir my volk. Yes. Jy weet, nie net Suid-Afrika as 'n geheel nie, want swart, wit, groen, geel, Ja. wat ook al jy wil hê, Yes. ons is almal deel van een land. Yes. Ons voete is almal op dieselfde grond. Yes. En ja, so vir my, ek is besig om bietjie ek hou van mentorskap. Ek is Ja. baie intrigued deur mentorskap. So as ek Yes. moet sê 'n vierde ding, Ja. is dit mentorskap. Yes. En dalk is dit nou maar 'n deficiency aan, kom ons sê, 'n tipe van 'n verhouding wat ek nie gehad het nie, maar Ja. ek voel soos 'n ouer boetie as ek dit so Ek kan hoor sê, jou. right? Ja. So ek like dit om die jonger generasie te mentor, ek sê weer eens, maak Ja. nie saak wat die kleur is nie. Yes. Ek is lief vir almal. Yes. Ons nou en dan trap ons in die struik van reisbyt en sulke tipe van goed. En dan jy raak nie kwaad oor die ras nie, jy raak kwaad oor die feit dat mense sulke tipe van goeders nog steeds Ja. ondersteun, Ja. jy weet. Ja. Ek moet nou byvoorbeeld vir jou sê, my naaste was basies maar die dame wat vir ons gewerk het, twee dames wat vir ons gewerk het. Eintlik twee dames wat vir ons gewerk het toe ek jonger was en 'n Yes. dame wat vir my toe nou gewerk het die laaste, sy seker nou al by 9 jaar by my, 10 Ja. jaar by my. Ja. En hulle was my ma's, jy weet, na skool, pa en ma, regte pa en ma is hulle is corporate geweest. So hulle was, jy weet, maar nie offense nie, maar as hulle hierdie video kyk, nie, maar nie, hulle was daar vir ons persoonlik met die billetjie rugby en Yes. cricket en sulke goedjies op laerskool. Yes. Maar jy weet, uiteraard verder as dit was dit 'n corporate situasie. Dit was Yes. bietjie, ons moes onsself govern. Ja. En, ja, so dis kom ek sê, die ras maak nie vir my saak nie. Ja. My naaste maak vir my saak. Ek weet, Lizzie het byvoorbeeld, sy kan in die middag by die huis kom, vir my kossies gemaak. Yes. As ek uitpaas op die bank vir my blankie gooi, so Ja, ek glo dit. verstaan jy. Ja. Dis hoe ons groot geword het. Ja. Dis soos kultuur. Ja. Dis in ons ingebore. Ek het 'n aantrek tot almal in Suid-Afrika. Ja. Maak nie saak wat die ras Yes. is nie. Yes. Stem dalk nie saam altyd met religie nie, maar ons hoef nie sin toe te gaan nie. Ons kan mekaar net lief hê en respekteer. So en dan die laaste een wil ek sê is ek probeer gelowig wees en ek probeer die ministerie ook uitbrei. Yes. En ja, ek is nog jonk in dit, to be honest, maar ja, dis basies maar dit. Hoorie, so Dis maar die karakter. Ja. ek het twee vrae. Eerste een is, wanneer was jy in Amerika? Was dit na skool? Was julle was daar toe julle jonk was op vir 'n rukkie of nie? Nee, so Amerika was ek dink 2016 gewees. Ja, okay. En ek was nou maar hier so. Ek wil dit nie eintlik mention nie, maar anyway, ek was oor soontoe gewees vir Mr. Universe. Yes. Ek het toe nou daar so gepleis. Ek onthou dit nou, ja. Ja, en toe probeer ek nou daar bly. Ja. En ongelukkig met my trust, want ek gee altyd eers trust, dis die Yes. probleem. Waar eintlik sê trust is earned. Ja. Volgens ons geloof nie. Jy Ja. weet, ons moet vertrou. Ja. Ons moet bid daaroor dat hy vir ons discernment gee Ja. oor die persoon. Ja. So, toe sit ek daar en ek het toe nou 'n baie groot skool vir betaal. Ek was toe in 'n besigheid gewees. Saam met my nie Jacqueline, maar ander suster se man. En hy het my gesluk, hy het my baie hard gesluk. Op die einde van die dag was ek daar en ek het nog 'n maatskappy aan hierdie kant gehad. So ek het heel onkostes gedra en jy weet hoe verder jou goedere, hoe nader jou skade. So omdat ek nou nie betrokke was in SA soveel nie. Ek het 6 ure daai kant gewerk en dan as dit oorslaan Suid-Afrikaanse tyd ek 6 ure Yes. hierdie kant toe. So jy het 'n bietjie gegraafd in daai tyd. Ja, nee, dat was 'n rooi enetjie, maar amazing experience. Hoe lank was jy daar? Dis so 4 maande daar gewees. Okay, ja. waar? In Orlando, Florida, 1530 Elm Street. Na Elm Street. Ek weet nie of ek in Elm Street sal gaan bly nie, ou. Daar's nie fences nie. Dit is hoor cool, wat ek ou. sê. Maar Florida hoor ek is 'n amazing plek, ou. Dis southern. Orlando is bietjie meer liberal, né? Ja, ek sal sê meer metropolitan. Metropolitan, Ja. okay. Maar ja, hulle is liberal. Alhoewel ek sal sê Miami is 'n bietjie meer, Yes. jy weet. Yes. Maar ons meer diversity en stuff ook. Ja, Miami, ja. 100%. Ja. So, maar Florida as 'n algemeen
is 'n Southern State. Yes. As jy van golf wil jy soontoe gaan, Ja. toe ek daar was al 3600 golfbane net in Florida. Dude, dis so. Het jy maar bietjie die- golf gejol? Nee, ek het gaan perdry en goed, ons Oh, na ja. rodeos toe gegaan. Oh, Dit dis was cool. awesome. Ja, ons by Silver Spurs geweest. Nice, ja. En ek dink so by die kus af, Fort Lauderdale, Daytona, Coconut Beach, Dis paar nice, goedies daar so gevisit. Ja. Maar dis 'n southern, it's Yes. southerner, so it's very Christian based en Ja. dit was net 'n amazing experience geweest, behalwe of course vir dit wat gebeur het, maar alles gebeur vir 'n Ja, ja. rede, dit sê, ja. Hoor jy nou waar het die turning point gekom, ou? Vertel ons waar het die turning point gekom? Vir my? Ja. Dit het baie al gekom, to be honest, en dan, Ja. jy weet, dan word jy maar net weer van die pad afgelei. Ja, ja. Ek sal sê, Die laaste definitive, want Ja. ek stem saam met jou, net om julle gerus te stel. Ek het al hoeveel keer in my lewe tot bekering gekom, verstaan? Maar die ding is die Bybel praat van omkering, nê, en repentance eintlik maar. So repentance is nie iets wat een keer gebeur uit ondervinding uit. Is repentance nie iets wat een keer gebeur nie. Jy kan 'n paar keer na God toe kom en verstaan jy kan daar, maar daar's 'n definitive time. Daar's daai een keer wat dit soos hierdie is nou ja. die laaste keer. Repentance hou nooit op nie. Ja, jy moet Ek elke repent dag elke repent. dag van Ja. van goeders waarmee ek ook struggle. So verstaan ons almal, ja, ons almal battle, right? En ons lewe nog. Okay, kom ek stel dit so. We are not sinners anymore. Die Bybel sê ons is nie meer sondaars nie, maar ons lewe nog in sonde. En ons het nog steeds 'n sondige natuur. En daai sondige natuur is eintlik jou human nature, wat die sinful nature is. Moet ons elke dag van repent. Ja. En ek meen selfs Paulus het dit genoem en gesê, ek doen die goed wat ek nie wil doen nie en ek doen nie die goed wat ek wil doen nie. Daar's 'n doring in my Ja, vlees. ek ken daai. So verstaan, maar ek wil dit ook nie gebruik as 'n verskoning nie. Wat jy nou sê is vir my, slat my hier, want is mooi vir my, want die feit dat jy, daar's 'n ander ou wat genoem het, Dale Partridge, ek het hom al so 'n paar keer genoem op by die show, hy praat van the suffering against sin. En dit is wat ons geroep word om te doen, is om teen daai goed te suffer wat ons wil doen, wat nie van God af is nie. En dis vir my 'n mooi konsep, maar in elk geval, ja. Jy weet, ongelukkig daai wat ek net wil bylas op daai is. Ons grootste enemy is hierso. Want ons sukkel om ons thoughts te govern, right? Ja. En ons moet ons gedagtes onder die Here bring. Ja. Elke dag ek moet eerlik wees, op pad hiernatoe het ek 'n paar keer kwaad geraak want verkeer dit en die mense ry soos wat hulle ry, dis nie padrails hier so. Ons is nou maar eerlik met mekaar. Maar terug om op jou punt te kom waar ek kan vir jou so kom ons sê so 3 of 4 kere gee. Near death experiences. Ek dink my eerste groot repentance gekom en ek het ek gaan dit nou maar sê ek het 'n ou aangeraan. Maar van die pad af te ry en ek het hom deur 'n venster geslaan. Met dit het daar 'n polisieman so agter my rug R1 gedruk. Ek sê jy dink jy's sterk. En met die toe nou toegesluit vir die chook vir die naweek of vir 'n aand of whatever en toe het ek agtergekom luister alleen jy moet jou lewe verander. Hierdie paadjie is 'n donker paadjie want ek meen uiteraard toe dit nou gebeur het hierdie vriend se of hierdie ou se bende aan die oorkant van die straat daar gestaan met gewere en goeters. Jy weet, en dankie Here, die polisie was daar gewees. Want dieselfde ding as ek as wat gebeur het nie gebeur het nie. Daar het 'n geweer langs hom gelê ook. So dit sou my dit het my wakker geskrik. Toe besluit ek, weet jy wat, ek moet wegkom. Ek het toe gaan my apprenticeship doen in engineering. Vir maatskappy en ek het toe nou uiteraard begin deeltyds swat. Ek het my pa 'n bietjie risie daaroor gehad want hy het my gesê jy sal swat. So ek sal geld maak en ek sal swat. So dit ek deeltyds vir die lang pad. So jy het gekompromise. Ja, toe vat ek die lang pad. En toe sê ek, toe gaan ek my army jare, as ek dit wil. Ja, ek was in die trenches gewees, letterlik by 'n tube mill gewerk. Sludge gegrawe van die begin, van onderaf myself deur gewerk. En toe eventueel het goed gegaan. Baie goed gegaan. Ek het op die pad probeer bly. Ek was toe weg by die maatskappy. Wel, ek was toe nog Nederland en toe by die volgende maatskappy. Dis nou weg want ek het 'n sideline nie. En ek en 'n vriend het toe by die maatskappy saam begin en dit het baie goed gegaan. Ek het myself op die pad gehou. En ek dink die volgende situasie wat was toe nou ek sal sê 'n situasie waar
ons het bankrot gespeel weens 'n paar maatskappye wat nie betaal het nie. Ons eintlik een kontrakteur wat 3 maatskappye geservice het. Dit was weer Mineral Distil in Nampak, as ek regtig kan onthou. En daarna toe sê ek weer, weet jy, Here gee my net krag dat ek het kan opstaan. Ek het toe opgestaan saam met die ou en hom weer betrek. Toe het nou weer ietsie skeef geloop en toe is ek en hy uit mekaar uit. Dit is nog steeds baie goeie vriend, baie lief vir hom. Dis 'n naam mention. En toe het ek net weer eens besef, luister, as jy hierdie ding gaan doen vir jouself, dan gaan dit nie 'n goeie ding wees. En ek het toe beweeg en mense te probeer help. Ons het 'n paar uitreike gedoen, ek en my personeellede. En die ander gaan blankies en goedjies uitdeel en kos en sulke tipe van goed. Ja, en toe sien 'n ou my raak in die gym. Eers, ek wil nie lelik is nie, ek het eers gedink hy's homoseksueel. En ek het so 4 maande dat hy aangegaan het my komplimenteer, toe sê ek van luister ou. As jy nou gaan aan, dan gaan ek nie in Corrie buite. Sê nee, wag, ek wil niks sê van jou af. Ek sê, tog jy lê die altyd aan my. Hy sê nee. Jy lyk goed. Ek ken nie iemand, hy het anders sê jy lyk goed, want daai tyd het ek kickboxing gedoen en ek het die gym gedoen. Sê hy, daar's 'n moontlikheid vir jou om te compete. So ek meen uiteraard dat die vlamme geblus en toe wys hy my dat sy narrative is nie wat ek gedink het is. Toe ontmoet ek, toe sê hy, ek wil jou actually voorstel aan jou coach. Ek sê, well, okay. En toe ontmoet ek vir Wian Mens is 'n awesome mens, baie lief vir my boeta. Hy het 'n baie groot impak op my lewe gehad. Ook 'n Christelike man. Hy is die enigste ou wat ek kan sê in bodybuilding wat reg deur nog die hele tyd sy faith hou en alles nie vir die Here. Ek het ook so begin, want ek het saam met hom aan pad begin stap. Eyster slyp eyster. 100% en toe nou met die en 'n bietjie mense wat my leer ken het en ja, toe het ek begin die pad bystraak. Jy weet uiteraard ek het begin self eer neem in dit. En ek het baie kompetisies gedoen. Kan nie uitbrei nie, maar en dit het goed gegaan en nie op die einde toe ek soos weet jy nie. Ek is besig om ander mense te straf deur hierdie. Want daai is amper as Luciferian tipe van 'n mindset wat jy moet hê. Alles gaan oor jou. Tyd, kos, energie. You name it. So dit gaan nie meer oor God nie. En ek jammer vir die mense om dit te sê, maar gaan dink daaroor. Vat dit kop toe, gaan dink wat ek sê. Uiteraard om die Here te volg, moet jy selfloos wees. Nie selfsugtig nie. So my volgende omdraai was gewees. En hierdie was ook nou eintlik gepaard met jollery en drugs en drink en losbandigheid, etc. kan aangaan. Dit is wat ek sê, jy weet ek was so. Die drugs was daar gewees, die alkohol was daar gewees regdeur, maar ek was nooit 'n konstante drinker nie. Jy gaan daai en jy raak smash. Ja, want jy nou weer maandag gaan. En probeer normaal operate. So daar was dalk 'n bietjie disco damage hier en daar. Disco damage, die eerste keer dat ek gehad het. Ja, so toe nou deur dit gewerk en dit was 'n moeëse stryd vir myself want daar het ek ook gedate. En toe nou met die opbreek toe word sy nou 'n bietjie vindictive en sy skrap toe al my sosiale medias. En weet jy, ek was kwaad daai tyd gewees, want 'n ou het my gebel, ek sit by die haarkapper en hy sê vir my, wat gaan aan op jou sosiale? Ek sê, wat? Hy sê, ek weet nie wat jy doen nie, maar jy beter gou check. En daai tyd het sy goed gepost van, ek is 'n homoseksueel en seker tipe van goed. So sê ek jou, eintlik maar half bietjie. Very vindictive gewees. Foto's van my en haar gepost en ek mis haar, maar op dieselfde tyd is ek ook seksueel, ek verstaan nie werk dit nie. Maar anyways, die skrap sy my Instagram, my Facebook. Dankie Here. Wat was dit vir jou? Blessing in disguise. Blessing in disguise gewees. En toe nou daarna, toe begin ek heeltemal myself, deur daai hele COVID situasie was ek saam met hierdie girl gewees, en ek het toe net besluit, nie die hele COVID nie, sorry, toe op 'n stadium toe onttrek ek daar. Ek onttrek toe nou basis maar van die samelewing. Ek het toe my dogtertjie se ma ontmoet, en it's amazing girl na haar regte. Ek dink ons altyd is deur baie trauma. Ek het nog nie eens aan my trauma geraak nie, ek wil nie daaraan eintlik raak nie. Dus 'n paar keer by die lewe, by die dood omgedraai. Seriously. En die snaakste maniere, jy weet hoe jy praat van toe ons nou gebid het, aanvalle. Yes, ek kan vir jou mense in tyd op keer, en dis nie die Here wat sê, want dit gebeur elke keer na slegte, na jy iets sleg gedoen, en dan kom jy onder aanval. Dis nie die Here wat dit doen.
hy laat dit toe. Mm. Jy weet vir 'n rede. Mm. Ons moet verstaan dat hierdie is die koninkryk van Satan. Ek meen jy weet dit. Mm. Hy is die prins van die aarde. Mm. So dis hoekom ons die Here so hard moet soek hier so in ons harte. So ja, ek het toe nou uit dit uitgetree en toe nou het ek en sy saam ons paar keer aan en af gewees. Ja. Ek wil nie vingers wys nie, ons altyd skuldig. Ja, altyd krap aangehou. 100%. Ja. En ons toe uit gewees, dogtertjie toe nou gekry toe ons uit was. Mm. Toe probeer ons weer, want ek uiteraard ek het dit nie vir my dogter gedoen daai tyd nie. Ja. Ek kom uit 'n gesplete familie uit of 'n sal ek sê broken, ons nie broken. Ja. Twee ons stelle parents gehad en Yes. hulle is baie lief vir mekaar. Ja. Hulle is nou nog getroud vir 31 of 32 jaar. Yes. Toe het ek nou saam met haar begin, jy weet my dogtertjie se kamer prep en mooi maak en al die goed en net die het ek en sy toe nou weer die spaak gekry. Dogtertjie is toe nou gebore en so reg deur hierdie, jy weet toe my dogter gebore is, want ek het baie hard van gebid en ons het nie geld gehad op daai stadium nie. So toe uiteraard toe besluit ons teen hospitale en om 'n dagmoeder te doen. Dit is mos die regte woord, né? Vroedvrou. Vroedvrou, yes, dis die regte woord. Maar daar is anyway, ek weet die ander term is iets met 'n moeder. Ek kan ook nou net nie onthou nie, maar ja. So toe het ons toe sy dan 'n normale geboorte gegee en wat ek nogals geraak het is die nurses het my gesê ek kan gerus terugkom vir die ander vrouens. Omdat ek in die gym was ek heeltyd stoot. Hol asem, stoot. So uiteraard sy het amazing. So jy het 'n toekoms as 'n vroedvrou as niks anders uitwerk. Vroedman. Ek het nie gedink ek is pragtig nie, maar anyway, dit is met al die bodybuilding. Ja. Ek het meer gespyt as wat goed is vir 'n perd op 'n stadium. Ja, anyway, toe nou met dit, toe sy 2 ure en 15 minute. So natuurlik geboorte, niks fout gegaan. Dis goed dan. Ek het op my knieë gesak daarna gestaan. Weet en toe sit nou maar net weer aanval onder aanval. En ons geweet van hierdie goeie sy het postpartum depression gehad, maar ek het vir 'n neonasie gewerk. En ek moes toe uit op daai maatskappy en ek sê dit nou maar, daai ou glo in een of ander 1996 Bybel en hy glo nie dat swart mense hemel toe gaan. Dit is vir my en so net so week na. Daar's ongelukkig baie meer van hulle as wat mense dink, man. Ja, Ongelukkig, ja. dis ongelukkig die divide ou. Dis maar net mense wat nie die Bybel ken nie, is al. En een van my pelle sê altyd, jy weet, as jy jou hart vir die Here gee en jy begin 'n lewe saam met Christus, moet jou lewe aanpas volgens die woord van God. Nie die woord van God aanpas volgens jou lewe nie. En daar's 'n groot verskil tussen die ouens wat hulle lewens aanpas volgens die woord van God en die ouens wat die woord van God draai volgens hoe hulle wil leef. En dit is ongelukkig baie meer algemeen as wat ons dink dit is. Verstaan? Dit is maar net 'n vals profeet. Ons hoef hom nie as 'n modern term te gee soos 'n neonazi of 'n ding nie. Hy's 'n vals profeet, man. En dit is ongelukkig. As jy die ou dit moontlik kyk, dan hoop ek hy draai terug na God toe en draai weg van homself, want jy het nou nog gepraat van Luciferianisme en hoe jy eintlik maar net jou eie God is, right? En dit is presies wat hierdie ouens is. Hulle besef dit net nie. Hulle is eintlik hulle eie God en hulle druk vir hom, probeer God, wat sê God vir ons? Hy sê, ek is die pottebakker, jy is die klei, ek vorm jou en maak jou soos ek wil. Maar wat hierdie ouens doen is hulle wil die pottebakker wees en hulle wil God vorm en draai soos hulle hom wil hê. En dis ongelukkig nie hoe dit werk. Die dashboard Jesus praat hulle van. Maar anyway, ja. So toe basies so ek my dit was 'n weekie nou. So wanneer was hierdie nou? Sorry, ons hardloop nou vanaf hierdie timeline. So hierdie was na COVID. Ja, dis nou na COVID. Yes. Okay. So dis jou dogtertjie is gebore en jou vrou nie, jou girlfriend daai tyd, die ma struggle met toe nou met die postpartum depression. Yes. En jy struggle met hierdie werksituasie met. En ek was toe weg by hulle 'n week na my dogter gebore is. Sure, ja. Want hulle het my deur my paternity leave maak werk. Jo. En ek is toe terug. Was dit 'n ingenieursfirma of? Ek gaan nie daar. Ek het engineering gedoen daar, so solar en renewables en backup energy. Okay, cool. En
toe so 'n week na my dogter gebore is, sy is gebore 23ste Januarie, en toe stap ek daar uit by die maatskappy. Ek het eintlik ingestap en my briefie so in die ou se hande aangehandig. Hy het so gekyk, het nie afspreek gegooi, sy blye te ken, toe loop hy by die deur uit, my sluit die deur toe. Weet ek nou maar net, toe het ek nog nie, toe wil hy my nie uitbetaal vir die res van my salaris nie, hy wil my ook in my verlof daarop uitbetaal. Yes, ek dink 2 of 3 dae na, bel 'n vriend van my, kollega, want ek het toe nou die elektriese maatskappy mos gehad voor dit. En voor COVID het ek getank, en mense het my nie betaal nie, ek moes liquideer, en toe leen ek nog geld by my ouers om my mense laaste te betaal, toe moes ek sequestreer. Ja, so dit is nou 'n joyride, toe moes ek nou vir iemand gaan werk na COVID, want COVID, ja, ek het so 1 of 2 masjienkies gehad, of een masjien en nog 'n ander job gehad, wat my besig hou. 'n week daarna is ek weg van die maatskappy af, en ek weet nie wat ek gaan doen. En ek dink dis 'n bietjie van 'n testimonie hierdie. Toe bel 'n vriend van my, uiteraard eers die ingenieur wat ek gebruik het by die ander maatskappy, ek ken hom ook 'n paar jaar wat vir ons afgeteken het, ek sal designs doen, hy sal my kalkulasies check en afteken. Yes. En toe sê hy vir my, jy weet die dag as jy wil stap. Bel my. Ja. 2 dae later bel hy my, sê wat gaan jy doen? Ek sê van, ek weet nog nie. Hy sê wel, wat van my offer? Hy sê van, ek het nog nie eers eintlik daaraan gedink nie. Hy toe praat hy en hy sê vir my 'n paar goeie, sê van, weet jy wat, dit klink vir my na 'n goeie idee. So ek oor die vuur toevallig. En daai selfde dag toe bel 'n ander vriend vir my, hy sê vir my, wat maak jy? Ek sê van, ja, ek weet nog nie. Ek het hierdie offer, hy sê vir my, jy is dit line op. Ek sê vir hom, hoekom? Hy sê, ek kan nie meer. Ek kort jou op site. Ek kort iemand wat weet en ken van. Dis 'n myn, een processing plant gewees, 'n iron ore processing plant in Saldanha. En dis letterlik 'n week gewees daarna te kry ons die deposito vir daai job. Ek en die ingenieur het toe nou in dit ingegaan. En 'n paar mense getrek wat ek geken het. En ek sou vir jou sê die eerste paycheck was omtrent presies tot op die sent 3 keer wat ek my salaris was daai kant gewees. So dit was my testimonie gewees. Maar by dit gesê, die ekstra stres van wegwerk terwyl jy terwyl jy, maar ek meen wat 'n ander keuse het jy weet. En dan nog boonop as jy terugkom, jy moet tyd spandeer. Maar boonbehalwe tyd spandeer, huis skoonmaak, probeer met help met kos, werk. Ek meen op daai stadium toe daai kontrak nou klaar is, dis dit soos 'n hourly basis gewees, jy weet. Jy moet ekstra tyd insit en ek wou gehad het my toekomstige vrou daai tyd. So ek wou gehad het sy by ons dogter bly, so ek kan experience. So ek het nou besluit om vir jy weet eerder 'n tipe van 'n ek het vol geld. Ek het vol geld gekry om by die huis te bly en te kan onderhou en neskrop en ja, so ek meen, maar ek doen alles tot die ekstreem en ek het gewerk, jy weet, maar ek het myself onder te veel druk gesit. Ek het verwagtinge geskep dat ek nie kan bybly nie. Wel, burn-out is real, ou. 100%. Burn-out is real en ons besef dit nie tot dit te laat is nie, En dit is waar jy eintlik moet vra vir jou krag. En boonbehalwe jou krag is jou wysheid, leiding en rigting. En dis hoekom ons vir die Heilige Gees bid. Daai discernment, is dit nou tyd vir familie, is dit nou tyd om te werk. Weet jy wat is cool, nee, sorry. Ek het nou verlede week se episode was al is eintlik ook 'n pel van my, Christoph Lourens, maar hy is 'n baie suksesvolle besigheidseienaar en ek kyk nogal op na die ou in die sin van soos hoe, en ek wil nou sê balanseer, maar ek noem dit want hy het op die show vir my gesê hy glo glad nie in work-life balance nie. Hy glo in harmony en ek is soos dit klink vir my nogal new age, maar toe hy nou begin verduidelik soos verstaan, dis nie balans nie. Dit gaan oor jy is alles ten alle tye. So of jy nou by die huis is of jy nou by die werk is, as jy by die huis is, is jy 'n pa, 'n man, nog steeds 'n besigheidseienaar, nog steeds 'n CEO, nog steeds verstaan 'n pa, 'n seun. En as jy by die werk is jy nog steeds 'n man en jy's nog steeds 'n pa. Niks verander nie. Jou setting verander nie wie jy is nie. Waar jy is verander nie wie jy is nie. Verstaan? En dit was vir my nogal heavy cool geweest.
En ja, ek weet die ou stap ook al 'n lang pad saam met die Here en hy het ook harde klippe gekou en dit was vir my soos 'n nuwe fresh perspektief op soos die mindset wat ons moet hê, want soos ek baie keer word soms genooi om soos op kampe te gaan praat of by skole, whatever, en dan sit jy amper halfe, okay, nou moet ek my pastoorhoedjie aansit, jy weet, of wat ook al, maar ek is nie 'n pastoor nie, inside joke daarso, wat jy vir my gesê het, jy klink soos 'n pastoor, maar verstaan jy dra die caps altyd, jy dra altyd die mantel van alles wat jy is, 'n man, 'n pa, 'n seun, 'n broer, verstaan? En jy's daai goed in alle tye. Jy kan nie besluit wanneer jy dit aansit en afsit nie. So ja, ek stem saam, maar dit sal amazing wees as ek tot op die punt, ek is semi daar, maar waar jy kan simbiose hê, jy weet waar jy die Here sommer in jou werk kan bring, jy weet wat ek sê. Hulle sê separate church and state. Nee, dis bully, man. Dis bully. Dit is 'n new age. Ja. Dis 'n groot deel van Marxism, right? Get religion out. Ja. One world order. Yes. Daai tipe van goedjies. Ja. So, hoorie maar ja, okay, sorry, ek het jou in die rede geval. Toe jy nou in hierdie pendulum staat half wat jy tussen dit Saldanha en Pretoria en jou vrou of jou girl is by die huis en sy kyk na die kind en sy het eintlik bietjie depressie en so dit klink alles baie volatile vir my. Jesus my God, dis net fluid. Soos ek hoor nou toe jy vir my sê voor ons toe ons bespreek oor hierdie podcast, toe sê jy vir my, jy het baie om te sê, dis ek sê okay, dit kan seker nie so erg wees nie, maar ek moet vir jou sê I get it now, verstaan, dit is jy's deur 'n heavy paar jare. Ek het om deur te werk, het ek vir myself 'n trauma-lys gaan stel. Nie net 'n trauma-lys in terme van wat het gebeur het. Interessante feit, ek was gemolesteer toe klein was. Sure. Nie deur ouer mense nie, deur seuns. Sure. Of goed gedoen wat ek nie wou gehad nie. Maar dit is dieselfde, jy weet. Anyway. So hoe om deur hierdie goeders te gewerk en so. Sorry, kan ons gou alvas net vinnig, nee, want ek besef soos toe ons klein was, het ons sulke goed gedoen. Right, jy het dokter gespeel en wys my joune en ek wys jou myne. En ek dink nie en nou as dit nou gebeur dan se ouers soos ag dis okay, ons het dit ook gedoen hè. Ek dink die mense besef hoe baie skade dit kan doen aan 'n kind nie. Om daai goeders toe te laat nie. Ons het gedink dis onskuldig, right? En dit is nie. Nê? En dat iets met my ook gebeur toe ons klein was, maar ook dit is soos pelle, jy weet, onskuldige goeders wat jy soos verstaan. Wat ek wil dit nie eens noem nie, maar dit is soos as ek dit nou vir iemand moet sê, gaan hulle vir my presies sê wat ek nou gesê het. Ag, dis belaglik ou, dis net ons almal het dit gedoen, jy weet. As dit met jou kind moet gebeur. Ja, maar presies. En nou is dit soos ek dink julle besef hoe baie skade dit doen nie, want ek het 'n ou op die show gehad, Wayne van ons en hy is managing of hy is die direkteur van 'n man, wat noem jy dit man? Nie 'n charity nie, maar 'n organisasie wat spesifiek werk met human trafficking, mensenhandel en molestering en aanranding en sulke stuff. En hy sê toe vir my, dude, daai is super dangerous en ons besef dit nie. Want daai kind, kom ons sê hierso kom jy nou, jy's heel onskuldig, nog nooit so iets met jou gebeur nie en jy gaan dit dalk nou beamoen wat ek sê. En nou gebeur hierdie ding met jou wat baie eenvoudig en eintlik onskuldig is. Right? Daar's niks ill intent nie. Dis net kinders wat kinders is, soos wat ons dit nou sal noem, jy weet. Maar nou gaan daai kind en dit gebeur met hom en hy's nie gemaklik nie en hy voel nie goed daaroor nie, maar dan gaan hy na 'n ander groepie toe en hy doen dit met hulle en hulle gaan na 'n ander groepie toe en so ripple is daar hierdie massive ripple effek en op 'n dag dan word dit meer as net onskuldig en dit word lelik. En ek meen die verhoudings wat hy genoem het is vir elke kind wat nou sexually abused word, nie nou hierdie waarvan ons nou praat nie, maar sexually abused word deur 'n pa of 'n oom of 'n ouer mens, is die kanse, is dit amper, dit is 'n massive percentage, maar ek praat nou onder korreksie, maar dit is borderline 10%
van daai kinders begin doen aan ander kinders. En so gaan dit aan. So dit is 1 uit 10 kinders word ook 'n molester. 100%, ja. So dis scary, maar ja, sorry, ek So- het nou op hierdie hele tangent Nee, gegaan, maar dit ek wil hê mense moet dit besef. Buite las op baie tangent, maar Ja. so ek meen, jy kan onthou hoe klein was ek geweest. Ek was die kleinste ouetjie. Yes. Mense staan in 7 toe, wat sê naam? Ek kan nou nie onthou nie. Staan in 7 toe ek staan in 7 en staan in 6 die donder my by 'n party. My slaap my neus af, jy weet, ek het blou oral gehad, rondgeloop by die workshop. Vir lang gehad. Maar anyway, en laerskool self ook maar geboelie ry en goeters. Ek het ook dalk maar geboelie. Maar dis presies wat ek nou daar wil by uitkom, right? Is daai wat is dit Friedrich Nietzsche wat sê do not look too long into the darkness unless you become the darkness, right? En die ding met die molestering situasie is ek het dan nog vir myself gesê ek sal nooit weer suppress word, want ek is vasgehou, fisies vasgehou. Ja. En dit het my op 'n tangent gesit waar as ek 'n boelie sien, ja, dan wou sit ek hom as al doodmaak. ja, jou koppie haak bietjie uit. Ja. Ja, want jy het 'n agreement gemaak met jouself, né? Ja, 100%. I packed myself, of I made a pact to myself. Dis kom ek sê die grootste battle is hierso. Ja, maar wat sê die Bybel? Guard your heart above all else, because from it flows it's the wellspring of life. Ja. En hierdie is ons harte. Mense dink hierdie is jou hart. Hier is jou hart, jou control center, wat jou denke, jou gedagtes, dis jou hart. Dis waarvan die Bybel praat. Ja, So, ja. 100%. So ja, ek meen dit kom ons sê toe ek toe nou my dogter se ma toe nou uit is net om terug te kom by die originals. Ja. Ons kom weer back on track. Nee, luister, toe so ons was toe nou, ek dink ons het so 4 maande toe nou na dit gehou en toe op die stadium, toe sit ek so in werk en sy kom toe in en sy sê, jy weet, wanneer gaan jy tyd spandeer saam met my en goeders. Maar die probleem met ons situasie was is nooit mooi gedoen nie. Nee, dit is 'n verwagting wat ek geskep het en dan sê kom ons spandeer, kom ons jy weet 7 tot 8:30, dis nou tipies ek want ek het OCD, ek's 'n ingenieur. Ek like goeie so, right? En ek kompartmentaliseer ook, want as ek werk dan dink ek werk. As ek pa dan wil ek pa dink, as ek jy weet 'n spouse wil wees wat ek spouse. Ja. En dis kom ek sê harmonie is baie moeilik. Toe op 'n dag toe sit ek in werk en sy kom toe in oor tyd en ek steun nou verby my 7 uur tyd. Net ek tot al wat sy hom skuldig is voor. Ja. Maar die probleem was is elke keer as ons tyd spandeer dan is dit nie genoeg nie, want ons begin mekaar net weer geniet. En dan eindig dit op in 'n kleierery waar hoekom moet jy nou weer gaan werk? Want ek wil vir jou sorg. Jy verstaan, en dit is ook iets wat jy weet mense nie kan raak sien tydens postpartum depressie nie. Maar gegee ek het ook depressie gehad en gegee dat ek in sy situasie gehad het waar ek moes maar eintlik in Denmark gaan sit het, maar ek het nie geld gehad daarvoor nie. Ek het 'n totale emotional en physical breakdown gehad. Ek so in 'n hoek gesit het. Kon nie sê ek het my hele lyf styf getrek. Was vasgevang in myself. Kon nie praat nie, kon nie beweeg nie. My ouers daar ingekom, my op bed getel vir my Librex, jy weet, spierslaffers en sulke goed ingejaag. Ek was seker eers omtrent so uur en 'n half uit. So wanneer was dit nou? Dit was tydens ons verhouding. Okay. So dis hoe ja, die tension was ja, maar dit is soos dit is daai atmosfeer is intens. En ek dink dit add alles op tot die weight wat julle albei dra en daai weight is te swaar, man. Ja. So toe nou uiteraard toe sê ons toe so een aand toe sê ek weet jy wat ek is gat vir ons, sy stem toe en sy sê ook ek is gat. So ek wel let's call it quits. En ek sê toe vir ek sal môre my goed kom haal. Ja. Anyway. Ek het toe my goed gevat. Ek sukkel om my kind te sien vir die eerste ruk. Tot in die bek en sy nou wat sy hom geraak het. Ja. Die meer geraak het met mekaar of civil as ek het so kan stel. Ja. En toe dit goed gegaan. Kom ons sê co-parenting gewees, sorry. Yes, cool. Vir so 'n jaar en 'n jaar, so 'n jaar omtrent. En
ek en haar pa het ook hierby, het ook verskriklik vasgesit, want die probleem met hom is hy het baie gemanipuleer. Nie wil die mense dit nie, maar hy het baie groot trekke tot narcissisme, as jy kyk na die dark triad. Eintlik Machiavellism, jy weet, hy nou homself beter ek almal het seker tipe van traits, nee. Maar jy het 'n trek na, jy het 'n groot trek na een toe. So dis al 'n hele grandiose situasie gewees, en elke keer as ek en sy vas sit, dan hardloop sy na haar pa toe. En ek word uit, nie deur haar nie, maar ook deur haar pa uitgemaak, as jy weet, as baie slegte man. Het is nooit my intent gewees nie, weet, soveel so dat hy my een keer, hy het sulke lelike goed gesê, een keer waar ek, jy weet, basies vir haar gesê, luister, hier is 'n besluit. Dis die konsekwens, ek sê vir jou, maar as jy nou na my toe gaan kom, dan moet jy weet, en toe sê by my is die bel op my, en hy het lelik, hy het my so, ek het nader aan die foon gegryp, en sê ek vir, kom jy weet, ek gaan vir jou nou te lyf gaan. En ja, so dit is 'n rowwie, jy weet, is daar soveel faktore, jy weet, jy sê so vloot. En toe nou die uit, toe soos nou uit, en toe so jaar goed geco-parent, en toe eendag toe sit ek, en toe kom die pa daar aan, en ouma het my gevra, jy weet, is ek bereid om met ophou te praat, ek het nie 'n probleem nie, ek hou nie so lang grudges nie. Hy het toe daar aangekom, en ons was baie gemeen met mekaar, en toe ek en sy dogter toe nou weer begin, want jy weet, daar is altyd twee kante van 'n storie en die waarheid. So, sy vertel haar truth, ek vertel my truth. En toe op 'n stadium toe snap hy op my. Toe sê ek van, weet jy wat, eintlik ek hoef nie hier te sit, dat jy my regte voorgee, oor my eie dogter nie. Want toe sê hy vir my nou wat gaan gebeur. En toe staan ek nou op, en ek sê vir hom, dankie, ek gaan nou gaan. Toe staan hy op. En ek het so in my gesig, en ek is toe nou al klaar, ek staan nou al klaar reg opgewyn. En ek sê vir hom, hy vat my toe aan, hy sê vir my, ek sal lankal lus vir jou laai. Ek sê vir hom, word groot. En ek sê vir hom, pas op hier voor my, ek weet waar is die deur. En hy skuif toe weg, en toe ek vorentoe te loop, toe gryp hy my op die skouer. Skit hom toe nou maar af, en ek loop in die huis in, en dit, hulle sê, is 'n boel storie, maar anyway, ek loop deur, want jy moet deur die garage loop om by die huis uit te kom. Hy is agter my, maak die deur toe, pik na donker. Nou, hy dra altyd 'n pistool, mes, of 'n Leatherman, en 'n pepperspray. En daar in die garage, toe hoor ek klip. Jy weet, en so, jy weet hoe klink 'n holster. Ek meen, jy sou 'n tssst gehoor het met 'n Leatherman, of 'n tssst gehoor het met 'n spray, want dit is velcro. Ek het 'n klip gehoor. So toe is dit nou die situasie, jy weet, toe ek al by die huis uit, toe staan ek so voor by die lyn. En dan sê ek van, word groot. En lelikheid toe nou uit myself uit, want ek voel nou suppressed, want iemand lê my nou nommer 1, my wat in my regte voor. En toe daarna, anyway, so lang storie kort, ek is toe nou daar weg. Goed geco-parent, jaar situasie gewees, en toe het ek die situasie waar ek nie my kind so gereeld kon sien. Ek het toe nou my kind vir 14 ure 'n maand gesien, onder visitation. Ja, en dit is daar, waar ek net kom bid. Elke oggend soos dit. Ja, dit preke man. So, okay, maar dis cool, ek dink nou net aan, dit gaan nou goed, sorry, dit gaan nou goed, dat ek nie te wat nee, maar mense moet verstaan, wat jy was. Verstaan, mense moet verstaan, waardeur jy was, en waar God jou nou het, want dit is so belangrik van hierdie stories, is die goed wat jy sê, is ek sien, jy cringe vir die goed wat jy van jouself sê, verstaan? En dit is die ding, as jy terugkyk na die mens wat jy was, voor die ontmoeting met God, selfs met my ou, as ek kyk na die goed wat ek aangevang het. Terwyl ons geskei het en daai, ek is soos, ek kan niks anders om my kop te skud vir myself, nie, verstaan, en soos net vir die Here te sê, Here, wow, dankie, dat ek nie meer daai is nie, en dat U my kom red het. En dit is die prodigal son, man. Daai ou het in die freaking modder geslaap, saam met die varke. Hy het nie eers
mens kos gekry nie. En dit is waar ons was. Ons was tussen die varke, ons het nie eens mens kos gekry nie. Maar ons pa het ons terug verwelkom, verstaan? En dis die beauty daarvan is jy wil nie vir mense sê hoe dit was in die varkhok nie. Ja. Maar dit is belangrik om dit te sê, dat mense moet besef, want daar's dalk 'n ou wat hierdie ding kyk en hy sê, "Ja man, ek gaan dieselfde krap as wat hierdie ou nou van praat." Ja. En die beauty kyk net op. Ja, en dis die ding, die beauty is jy is nie meer daar nie, verstaan? En dit gaan nog steeds nie, ek sê nie, en dit is vir my belangrik om op hierdie show te sê, in elke episode is, God los nie al jou probleme op nie, verstaan? Dit is nie soos baie predikante sê, kom net na God toe en alles sal cool wees, en dis 'n beautiful gedagte, maar ek het in 2007 my hart die laaste keer vir die Here gegee, maar intussen het ek al 'n paar keer serieus moes repent van goeders wat ek nog steeds mee geval het. En ek het besef, van 2007 tot nou, 18 jaar later, my probleme was nie alles opgelos nie, verstaan jy? Daar's nog steeds moeilike staf, daar's nog steeds goed tye waar jy dink, jy wil net vir God vra, Here, hoekom? Ja. So why am I going through this? En maar dan is dit belangrik om te besef, soos wat jy nou gesê het, daar's 'n vyand, en daai vyand loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek iets om te slag, hy soek om te slag en te steel en te verwoes. Ja. Hy kan nie steel wat aan hom behoort nie. So hy steel by my en by jou. Hy steel by ons. Wat God vir ons gegee het, wil hy steel. Dis reality. Mense moet dit ook besef, want ons kyk baie keer die enemy mis. Verstaan jy? Ek dink net om buite las op daai. Hoe meer die Here jou kan gebruik, hoe meer word jy aangeval. Ja, absolutely, dude. Dis die situasie wat mense nie verstaan. En die goed waaroor ons praat, né? Die goed waaroor ons praat op hierdie show, is gewoonlik die volgende week my challenge. Dit is crazy. Nee, dit is exactly dit. Dit is soos as jy kom en kom ons sê, jy het gestruggle met net drug addiction, en jy kom praat oor hierdie Here jou verlos het van jou drug addiction. Ek kan jou beloof, daai volgende week gaan jy struggle met desire of neigings na drug addiction. 100%. Of dalk 'n ander addiction. geluister. Ja, exactly. Ja, So, nee, ja, interessant. man. Maar, okay, so, toe kom jy, toe is jy soos, okay, stuff is not lekker in my lewe, en ek moet by God kom, ek moet op my knieë gaan, ek moet myself humble, en sulke stuff, en so waar die deurbraak toe gekom, want obviously daar was 'n deurbraak, jou dogtertjie is nou by jou, né? Nee, sy is nie by my. Okay, maar julle is, hoe werk Ja, julle so situasie is nou? nog steeds 'n tipe, is nog steeds 'n visitation. Ja. Dis nou ten minste, ek mag haarself, ek het nie 'n probleem as almal daar is nie, weet jy, dit was net die feit van, dat het moet so gebeur, wat ek dink. So nee, ek sien nou gereeld, en ek mag op partykeer, jy het gaan vroeër oplaai by die skool, goed, sy is nou 2 jaartjies uit. Ja. Cute, dit is wanneer hulle klein mensies al. Maar my fisiese deurbraak, ek moet jou eerlik wees, so aangaande situasie. Dis nie, dis bietjies Yes. Mense, party mense kry dit, jy weet, hulle val in die Heilige Gees kom oor hulle, mense bid vir hulle, en is amazing, ek wens dit kon vir my gebeur, maar omdat ek so lank vas was, ek dink in my sonde, is dit vir my moeiliker, want ek tree nog steeds in daai goeders. Hulle noem dit, in jou trauma het ook baie goeders daarmee uit te waai, right? So, wat is die trauma, as 'n syndroom vir hulle noem dit, een of ander iets. Niks kom nou tot maar is 'n tipe van, waar jy getrigger word, Okay, as bomskok is 'n baie goeie, wat noem hulle daai, is iets trauma. Anyway, so jy het either, as julle weet, asseblief, want ek slaat nou heeltemal 'n blou, so ek voel soos, jessie, wag, moet ek nie hierdie ken nie. PTSD. Well, okay, ja. Post-traumatic stress disorder. Okay. Nou, so as jy nou 'n bietjie nuwer gaan kyk in sielkunde, is daar wat hulle CTSD nie. CTSD. Ja, so vir julle om te weet, is nogals amazing informasie wat ek nie gehad het nie. En dit is 'n konstante, om konstant in traumatiese situasies te wees. Ja. Want 'n bomskok ou is nie dieselfde as 'n wil of 'n ou wat die heeltyd gemolesteer is deur hulle kinderlewe nie, jy weet.
'n bomskok is 'n neurale pathway wat gevorm is eintlik uit jou, soos ek verstaan, jou hypothalamus uit wat vir jou sê vlug of veg of vlug response, right? En maar die konstante trauma is die goed wat jou trigger. En waar jy voel partikeer jy moet op eierdoppe loop om 'n persoon. Jy weet dit mag dalk nie eers dit wees nie, mag dalk hulle eie hoe hulle aangewire is, maar God het my geleer, die Here het my die pad gewys. Eintlik ek het soos ek sê, ek is 'n klein kind, elke oggend gehuil en gebid en dit was 'n konstante deurprop. Dit was net 'n konstante aanval geweest. Ja. En elke keer as jy aangeval word, dan word jy gesidetrack, weet. Dan moet jy nou net weer gou daai speedball wil kred. En dan terugkeer. So ek kan nie vir jou 'n fisiese datum gee nie. Ek kan net vir jou sê dat dit nog steeds aangaande is en dat mense elke dag repent daarvoor. Ja. Maar ek lag dit. Ja, jy word elke dag. Ek is seker jy word ook. Ja, nee. Ek kan relate met wat jy sê, want dit is so, verstaan wel, was nog nie vir my ook selfs met my situasie soos 'n fisiese turning point wat ek kan sê dit is waar dit gebeur het nie, verstaan, maar ek kan sê ek is op 'n journey met God en elke oomblik saam met hom maak alles om my beter in die sin van die probleme gaan nie weg nie. Maar ek het courage om dit te face. En my giants is nog steeds daar en hulle skree nog steeds vir my. Ek dink dit is so 'n mooi ding eintlik wat daar gebeur met Dawid en Goliat. Verstaan, die Goliat wat uitkom uit die rang van die Fariseërs, die Filistyne. En hy taunt hulle, man. Hy sê vir hulle kom, ek is julle by my God, verstaan, en wat ook al dit was, Baal of wat ook al. Maar hy sê, hy het hulle emotionally en spiritually attack, nie physically nie, die physicality het eers later gekom en ons sien hy het nie eens 'n blou uitgedeel nie, maar nog steeds. Daar is 'n spiritual victory eers. 100%. En Dawid het voor Goliat gaan staan, en wat cool is baie mense los dit uit die storie uit. Hulle sê Dawid het voor Goliat gaan staan en hy het 'n klippie in sy ding gesit en hy het hom geslinger. Maar die Bybel sê, Dawid het gehardloop na hom toe. So in sy running, daai ou geslingervel, verstaan, is nie van, hy het gehardloop na sy probleem toe. Hy het nie gestaan en wag vir dit nie. Hy het nie geluister wat sy probleem vir hom sê nie. En dis wat ons baie keer doen. Jy weet, jou probleem is nou, ek het baie empathy met jou vir dit, verstaan, want dit is crazy. Ek het 3 kinders en ek kan nie eens imagine hoe moet dit wees om hulle net op sekere tye te kan sien nie, verstaan. Ek is in 'n baie bevoordeelde posisie en so my hart gaan heavy uit na jou, maar dit is op die storie met giant in jou lewe. En verstaan, en baie keer staan ons en kyk vir die giant en God is soos nee, dit gaan run to it, maar ek sê nou nie jy moet iemand gaan gooi met 'n slingervel nie, maar jy verstaan wat ek sê. Ja, 100%, so net daar, dus ek dink dis hoekom ek en jy dalk baie aanvloei het tot Paulus, jy weet hy praat van die doring in my vlees, ek lees gereeld. Ons weet nog steeds nie wat dit is, dis die interessante ding. Maar ook Pieter, alhoewel hy die Here verraai het hy die kerk gestig. En ek weet nie of jy gesien het nie, ek dink hulle het nou die mosaïek van die eerste kerk gevind. Daar's 'n channel wat jy moet kyk. Bible Expedition Bible of iets soos dit. Ek sal vir jou stuur. Ja, ek sal dit link. Dit gee vir jou al die fisiese goeders wat hulle kan bewys dat Yahweh daar was, right? En dit is amazing om al hierdie archaeological Sodom en Gomorra. As jy gaan kyk na Sodom en Gomorra, daar's wat hulle noem sulfurbals. Die brimstone, Ja, ek het dit gecheck, ek het daai gesien. Jy kan dit brand. Ek meen dit is uiteraard so dit het so gebeur. Ek het daai gecheck, So toe hulle terug na Pieter en Paulus toe. Pieter het die Here verraai. En jy weet hy het repent daarop, soos ek dink uit almal uit, het hy die ergste repent. Ek weet nie of jy weet hoe hy dood is nie, hy is onderste bo gekruisig. Want hy het nie gevoel goed genoeg vir sy God nie. Om gekruisig te word normaal. Om regop gekruisig te word. So, dit is 'n plek waar ek myself partykeer vind. En jy weet, al gaan ek nie hemel toe nie.
ek weet dat op aarde gaan daar 'n fight wees. En ek sal deelneem. Dis waar ek is. Ek gee nie om wie, wat se donkerder dit is nie. My God is agter my en ek sal dit doen. Yes. Amen. Nou, dis great. En die beautiful ding, vir party mense dalk 'n bietjie scary, maar vir my is dit ook, dit excite my ook soos dit jou excite, want ons is in 'n battle, klaar. Die battle is nou aan die gang. Jy weet, die oorlog is gewen. En ons sien dit ons sien dit in die skrif. Die oorlog is gewen, maar ons is nog steeds 'n battle, en die war is for souls. En daai fight wat ons fight is om siele te wen. Verstaan? So dit is vir my, dit is 'n trant wat nou ongelooflik baie in my show opkom, is discipleship. Nee, dit is 'n topic wat weer baie opkom. En en ek en Christof, ek het nou na hom verwys, het ook verlede week die hele episode net daaroor gepraat, soos dit maak nie van hom 'n mindere Christen omdat hy die direkteur is van 'n company en 12 ure 'n dag werk nie. Dit maak hom nie 'n mindere Christen nie. Verstaan, hy is ook in bediening, waar ook al hy is, wat ook al hy doen, is testimony vir God. Verstaan, so ons is almal in hierdie battle, ons is almal in hierdie fight, maar die bemoediging kom in presies in wat jy nou sê, is God is met ons, en dit is wat Dawid oorwinning gegee het. Hy het gesê, the same God that saved me from the lion and the bear will deliver you, this Philistine, into my hands. Nee? Hy het geweet waar sy krag vandaan kom. Samson, wat 'n cool voorbeeld. Wat Samson, almal sê Samson se hare, nee, die krag was in die Heilige Gees. Hy sê elke keer voordat hy hom iets amazing gedoen het, dan staan daar in die Heilige Gees het oor hom vaardig geraak. So dis net insane, verstaan, is 1000 ouens dood te slaan met 'n donkie skerel of wat ook, dis ridiculous. En weet jy wat, hy wou nie beklei nie, né? As die Israeliete actually net daar vir hom opgestaan het, of die Judeans, as hulle net vir hom opgestaan het daar, want hulle was 2000 manne, né? En die Filistyne was net 1000. So kan jy imagine as 2000 ouens vir 1000 ouens sê, hoorie boys, ons sal nie beklei nie. Hy wil ook nie beklei nie. Kom ons los hom. Ons sal met hom deel. Nee, hulle wil hom oorgee. Hy sê, okay, nou moet julle maar skoonmaak na die tyd. Gaan nou 1000 ouens doodslaan. Soos Elia met die met die Baal-profete. Selfe storie. 900 weghardloop, en toe net daar, dit het ook vir my amazing core example, right? Waar hy vir hom gesê het, rus. En slaap, eet, word wakker, slaap, eet, word wakker, en ek dink die mense besef hoe belangrik dit is. Ek sit om te slaap, en die wat my ken, is ek slaap 4,5 tot 6 uur in die aand. Ek is 2 tot 3 uur in die oggend op, ek gaan slaap 8 uur, 9 uur. Maar ek doen my Bybelstudie, en ek het 'n paar vriendjies, ek skryf my dogter 'n briefie elke dag. So is Bybelstudie, briefie, ongelukkige sosiale media's. Maar maar ek het nou ten minste my politici van Facebook afgehaal, ek het nou X gejoin, en het is my amazing om 'n stem te hê, en te kan sien hoe die wêreld verander, Trump is nie almal se favourite nie, maar hy is besig om Christendom terug in skole te bring. Hy het weggedoen met die wokeness, en ek meen elke keer wat ek sien, as hulle as 'n familie of as 'n kongres by mekaar kom bid, waar in die lewe sien jy dit in die eerste wêreld? Ek wens die ANC kom so. Ek meen, ons is 'n 70% Christelike populasie in Suid-Afrika. As net die Christene hande vat in hierdie land, wat gaan die ANC doen? Weet jy wat se reality? Die reality is, die Christene gaan moet begin hande vat. Ons moet hande, want wat ons nou van gepraat het oor die war, die battle, ek dink is baie naby aan die einde. Ek gaan nie tye op dit sit nie. Ek weet daar's baie ouens wat sê 2027, 2030. Ek gaan nie tyd op dit sit nie, want die Bybel sê ons moenie. Nou hoekom doen julle dit as die Bybel? Dis net vir my so ironies. Hy sê niemand sal die dag en die tyd wees nie. Nie eens die seun weet nie wanneer die Vader hom gaan terugstuur nie. Nou is dit soos, nou gebruik hierdie ouens daai skrif
om te probeer steun wanneer Jesus gaan terugkom. Dan sê ek maar, hoekom gebruik jy nie die hele skrif nie? As jy die hele skrif ken, dan sal jy ook weet dat Jesus sê vir ons, ons kan nie weet nie. Maar in elk geval, lang storie kort, ons kan niks saamvat nie, man. Niks. So as jy kom, so gaan jy gaan. Ek het vir jou baie goeie uitval in hierdie ek vra om verskoning en hierdie kom van 'n homoseksuele persoon af en ek kyk baie op na hom toe, want by Destyn, al is hy Destyn. Hy het vir my eendag gesê, is eintlik Amerikaan uit, maar hy gesê, jy kom so in die wêreld, grypend, jy het 'n babatjie met aan jou mamma vashou, alles en nie by 2 jaar oud, myne. Baie selfsugtig, ons is in sonde en selfsug Ja, gebore. absoluut. En toe sê hy vir my, die dag wat jy doodgaan, hoe gaan jy dood? Hy sê met oop palms. Wat het jy gehou? Niks. Ja, Jy vrek met oop palms. En ek sê vir baie mense, jy weet, dis die probleem met die sekulariteit, is as jy dink waar geld behoort aan jou, nee, you're a funnel. Jy is net afhangend van hoe klein jou watsenaam is, jou deurbraakpunt is, soveel kan jy terughou. Vir 'n party van ons ken waar hy maar vloei. Jy weet, ek op hierdie stadium, ek voel ek gaan in 'n verland op een gaan, ek is nie, ek soek nie meer die karre nie, het sal lekker wees om 'n bakkie te kry, goedjies, maar that's not for me, ek wil vir die mense sorg. Ja, maar dit is nie belangrik nie, maar dit is Discipelskap. presies dit. Al wat ons kan saamvat is ander mense. That's it. That's Gawes, it. jy vir jou, wat hulle gaar vir jou gawes in die hemel. Ja. That's it. Maar dit was amazing, Ja. dankie vir die chat. Ja, dude, dankie vir jou. Awesome. Dit was awesome. Dude, incredible story, man. En Dankie. dis vir my eintlik so half 'n breath of fresh air om te weet, jy weet, ons almal, jy's nou my, ek dink my 69ste of dalk 68ste interview wat ek het op hierdie show. En so ons is amper op 70, maar uit al hierdie ouens, it's ongoing, dude. It's not we've made it. En ek wil baie graag dit sê, want mense moet dit besef. You don't arrive to Christianity. Verstaan, dit is 'n absolute journey. Dit is 'n journey. En Jesus, daar's 'n rede hoekom Jesus sê, I am the way, the truth and the life. Verstaan, dit gaan oor, dit is 'n way. The way to life is narrow, and few enter through the gate. Nee? Ja. Maar, dit hang van ons af. Nie net van ons nie, maar hoe meer mense ons blootstel aan die kingdom, hoe meer saadjies ons plant, hoe meer mense gaan gered word. En wat sê die Bybel ook? Jy weet, die harvest is plenty, but the workers are few. Wie is daai workers? Too many chiefs, too little Indians. Exactly. Dis dit, en God roep ons na soos hy, jy is 'n diensknegt. Ja. Moenie die chief probeer You wees. came to serve. Exactly. En dit is wat mense nie verstaan. Not self-serving, so others. Ek Yes. weet nie, Here het, ek kan nou nie onthou wie nie, maar voete gewas en ingesalf. Wat is meer nederig as dit? Ja. En in daai tyd kan jy imagine hoe die voete gelyk het. Ja, Daar was nie 'n naalknippers en Ons het hier baie nie. Ja, verstaan jy? Net die humility om af te sak. Wetend jy is eintlik almagtig, wetend jy hoef hierdie te doen, jy het 'n human experience nou om te kan verstaan wat jy weet hoe emosie en daai tipe van goeders ons beïnvloed. Om dan te kan sak en te sê, weet jy wat, laat ek jou voete insalf. Dit is vir my humility. Yes, man. Ja. Okay. Dude, baie dankie. Ja, thanks Dat was awesome. altyd en so soos ek gesê het, ek gaan nou begin deelneem in jou Ja, asseblief. maandeliks disipelskap. Soos jy sê, die disipelskap, maar dit is 'n ding wat by die huis moet gebeur en ek dink dis 'n ongelukkige ding want Afrikaanse ouers nooit. Jy weet, ons is in die NG Kerk. It starts out. Ja. Dude, ek is actually net op daai punt. Dis cool dat jy dit noem want ek en 'n vriend van my Giepie, hy was ook op die show so rukkie terug. Hy is in disipelskap voltyds. Ons is besig om 'n huisgodsdiensgids te skryf vir paas. Soos hoe jy met jou kinders tyd spandeer sonder die Here, jy weet waarmee kan jy tyd spandeer, hoe kan jy tyd spandeer, hoe gereeld kan jy tyd spandeer, net om jou kinders gegrond te hou in die woord en so aan. Want ek het vir hom gesê, soos, ek weet ek moet dit doen, en ek misluk baie daarin, want ek doen dit partykeer, dan is dit soos 'n maand wat ek dit commit te doen, 3-4 keer 'n week, en dan is dit soos 2 weke wat ek
glad nie daarby uitkom nie. En dis nie dat ek te besig raak nie, dit raak vir my minder van 'n priority. En dis die honest. Dis honesty. Ja, so maar soos ons sê, dis 'n journey en is heeltyd die Heilige Gees roep jy heeltyd terug uit. Kom net weer in lyn. Kom net weer in lyn, jy weet. Ek wil graag vir mense in 1 Johannes, ek kan nie presies onthou waar hy sê dit, die wie die dinge van die wêreld liefhet, het nie die liefde van die Vader in hulle nie. En dit is 'n scary gedagte om te dink, as jy 'n liefde het vir iets in die wêreld, het jy nie die liefde van die Vader in jou nie. So eintlik net op wat jy nou gesê het, soos baie mense struggle want hulle is nog lief vir goed in die wêreld. En jy moet jouself eintlik net, ek praat nie met jou nie, praat met ons almal. Ons moet onsself onder kruisverhoor gaan stel en sê, hoorie, soos ek het dit met verlang tot onlangs met 'n gaming addiction gesukkel, wat ek is so lief vir games, ek join net games heeltyd, ek wil net games speel heeltyd, en dit is vir my 'n ongoing fight, verstaan? So dit is iets waarmee ek nou nog struggle, jy weet, en myne was dagga gewees. Ja, maar ek meen 26 jaar. Ja, dude, maar verstaan, dit is soos ons almal het daai ding waarmee ons struggle, nie struggle nie, struggle. Wel, party is dit. Maar dan wil ek cringe as 'n ou vir my vra, hey, what's your poison? Jy weet, en dan soos, dude, ek wil nie 'n poison hê nie. Of hulle sê, nee, ons almal moet 'n dingetjie. Ek sê, nee, jy moet nie, bro. Jy moet niks sê nie. Die Bybel sê, those who the Son set free will be free indeed. Ek is nog nie vry van alles nie, maar ek is op 'n proses om vry te kom van alles. En ek verstaan nie alles nie, maar ek gaan op 'n punt kom waar God my gaan openbaar alles wat met my lewe gebeur het. So openbaar ons. Ja, exactly. Hy sê, weet jy wat's cool? Soos ek en jy wat nou hier face to face sit en chat. Hy sê, one day when you are face to face with me, you will understand. You'll know everything. Dan sal jy verstaan, hoekom jy moes hierdie goed deurgaan, hoekom dit moes gebeur het, hoekom Hitler so was. Verstaan jy gaan alles weet. Ek imagine nog, ons sluit nou af julle. Ek imagine nog in hierdie movie theater wees in die hemel en jy kan gaan kyk soos Dawid en Goliat se fight. Of verstaan jy, dit gaan so sien, maar jy gaan in dit wees want ek meen God is buite realiteit. So hy kan jou in realiteit insit vir 'n oomblik en sê jy kan daar staan en kyk hoe freaking jy weet whatever dit mag wees, maar hoe insane sal dit wees. Maar hoe is my ander vraag nog altyd is hoe weet ons dit van 'n sekulêre situasie is nie? Ja, dit ons weet. Dalk het ons nie besittings nie, dalk wil ons nie besittings hê nie. Dalk het ons nie lywe nie. Ons is dalk net Wel, ons gaan lywe hê, want die Bybel sê dit, we will have glorified bodies. So ons gaan liggame hê. Okay. En ons gaan, maar daar's ook 'n ding in die Bybel wat sê, jy weet hy sê as hy praat van oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstaan, praat hy in 'n hemelse konteks. So as ons hemel toe gaan, en dis cool, gaan kyk verlede week se episode, né? Gaan kyk verlede week se episode, dit gaan baie daaroor. Maar ons praat daar eintlik daaroor soos daar's baie verwysings in die Bybel dat ons gaan werk in die hemel. Dit gaan nie dis paradys, want jy gaan nie al die ander goed hê nie. Jy gaan niks hê. Die Bybel sê I will wipe away every tear. Nee? Elke traan wat jy nog ooit in jou lewe, al daai trane wat jy elke oggend gehuil het, hy gaan dit wegvee. So die bad stuff is weg. God is die enigste presence daar en ons gaan hom beleef in sy volheid. So dit gaan paradys wees. Maar ons gaan nog steeds aangestel word oor goed en daar's klomp goed wat ek nou nie in wil ingaan oor eschatology net om die video te af te sluit, maar ek en jy kan na die tyd verder oor praat. Dalk moet ons 'n Patreon section begin. Dieper duik. Ek sal dit love. Ek hou nog van om te filosofeer oor hierdie. Maar moet ek wag, laat ek afsluit. Okay, julle baie dankie. Dankie dat julle Dankie weer. Hy wil sommer my antwoord my. Nee, sorry. Julle het dit geniet en incredible story man. Ek bly die Here werk met jou dit. Maar anyway, ons sien julle in die volgende video en wat weet ons of julle wil hê ons moet 'n Patreon begin wat ons bietjie in diepte en duik in van hierdie goeders, want ons praat altyd nog met elke gas is al nog so 10 minute wat ons na die tyd aanhou praat, maar vir tyd van alles hy sluit ons nou weer af. So sien julle in die volgende.
God bless. Ja. Dankie.